Wie sou kon dink dit is 150 dae later van ons coronavirus en ons lockdown. En ons gesels hierdie maand oor know thyself, om jouself te ken. En ons het begin deur te gesels oor om die waarheid van jouself vir jouself te kan sê. Dis 'n diep ken van myself. En toe het ons gesels oor om vir jouself te kan dink. Jy ken jouself, jy leer jouself ken deur vir jouself te dink. En laasweek het ons gesels in hoe om mindfulness te skep. Nie soseer te vind of te jaag ergens anderste nie, maar om dit te skep en hoe om meer te gee as wat jy neem. En vandag gaan ons gesels oor om jouself te ken is om te weet wat is jou doel, wat is jou roeping in hierdie lewe, your purpose, your calling, your vocation. Die wêreld het nodig dat ek en jy onsself sal wees. As 'n mens gesels oor jou doel of oor jou roeping, is dit so dikwels dat ons in die verwagtinge van ander mense leef. Waar ek groot geword het, as jy op skool was, het jy of 'n onderwyser geword, of 'n predikant, of 'n prokureur, of 'n dokter, of 'n rekenmeester. En dit was die keuses, en as jy nie een van die 5 gedoen het nie, dan was jy so 'n soort van 'n mislukking gewees. Gelukkig leef ons in die 21ste eeu, en het ons 'n baie breër uitkyk oor wat is ons doel, wat is ons roeping. Om jouself te ken, is om jou doel, my roeping, te vind. So 'n paar weke terug het Pope Francis in sy Sondaghomilie die volgende gesê: Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments. To be happy is to find strength in forgiveness, hope in battles, security in a stage of fear, love in discord. It's not only to enjoy the smile, but also to reflect on the sadness. It's not only to celebrate the successes, but to learn lessons from the failures. It's not only to feel happy with the applause, but to be happy in anonymity. Being happy is not a fatality of destiny, but an achievement for those who can travel within themselves. To be happy is to stop feeling like a victim and become your destiny's author. It is to cross deserts, yet to be able to find an oasis in the depth of your soul. It is to thank God for every morning, for the miracle of life. Being happy is not being afraid of your own feelings. It is to be able to talk about you. It is having the courage to hear and know. It is confidence in the face of criticism, even when unjustified. It is to kiss your children, pamper your parents, to live poetic moments with friends, even when they hurt us. To be happy is to let live the creature that lives in each of us, free, joyful, and simple. It is to have maturity to be able to say, I made mistakes. It is to have sensitivity to say, I need you. It is to have courage to say, I am sorry. It is to have the ability to say, I love you. May your life become a garden of opportunities for happiness, that in spring may it be a lover of joy, in winter a lover of wisdom. Purpose vra what, why, how. So as jy vandag vir jouself vra, wat is my roeping, wat is my doel, dan is dit om te antwoord what, why, how.
Dit was Mark Twain wat gesê het, the two most important days in life are the day you are born and the day you discover the reason why. What am I doing? Why am I doing it? How am I doing it? So waarvan praat ons as ons praat van purpose? Wat verstaan ons as ons sê, wat is my roeping in die lewe? Hoe volg ek my hart se passie? Hoe skaaf ek my intensies om hierdie pad te loop van discipline, dedication, devotion? En dit sluit seker ten nouste aan by laasweek se gesprek oor hoe om meaningfulness te skep. The purpose of life is a life of purpose. En in die 3 dekades wat ek die voorreg het om 'n geestelike leier te wees vir mense, 'n rabbi van soort, het ek keer op keer in my eie lewe, maar ook in die lewe van ander gesien, dat om jou purpose te jaag as 'n destination, as 'n bestemming, dan is 'n mens die hele tyd uit pas. Dis asof ons tango op 'n wals. Om jou doel te vind, jou roeping te vind, moet 'n mens keer na die nou oomblik waarin ons leef. Purpose is found in the now. En waarvan praat ons as ons praat van now? Dit is tog nie hierdie uur, hierdie datum nie. Dit is hierdie oomblik waar ek laat gaan in al my gisters, al my skuldgevoelens, waar ek laat gaan in al my môres, al my vrese, my onsekerhede. En in hierdie oomblik te vra, die kos wat ek eet, die musiek wat ek luister, hierin vind ek doel, en dan gee jy een tree voor die ander tree. The world needs you to be you. So, in my lewe moes ek leer om, in die woorde van Matteus 6, waar my hart is, daar sal my skat ook wees. Waar is my hart? En vandag verstaan ek my roeping, dit is maar vir myself, vandag verstaan ek my beroeping is nie altyd 'n reguit pad nie. Ons vat soms afdraaipaadjies en ons verdwaal. Ons keer terug en ons probeer weer. Ons loop 'n landkaart raak en ons verloor dit weer. Maar om elke dag 'n klein bietjie nader in myself te staan, om die moed te hê om die waarheid van myself vir myself te kan sê, sodat ek die waarheid van myself vir jou kan sê, om betekenis in my lewe te skep, en elke dag, elke oomblik vir myself te vra, what, why, how. Ek sou ook leer in die laaste 30 jaar, maar veral die laaste 10 jaar met New Spectrum, is dat ek die voorreg het om vir mense wat nie vir hulle self kan praat nie, 'n stem te gee. Om vir hulle 'n woordeskat te gee, sodat jy die taal van jou hart kan praat. My roeping en my taak is, my purpose, is om die hande te wees, die oë, die voete, vir ander in nood, 'n lig te wees vir hulle wat soek. Maar ek moes leer om my purpose te vind, ook in my weerloosheid. Dis asof my what and why and how ten nouste geweef is in die eerlikheid rondom my eie vulnerability. Om nie terug te deins vir my littekens en my wonde nie, maar om ook eerlik te wees met dit. Daarin ken ek myself. Ek ken niemand met ambisie wat gelukkig is nie. Ambisie vir my is om altyd ergens anders. As ek hier is, wil ek daar wees. As ek dit het, wil ek dat hê.
En in die jaag van ons ambisie word daar half neergekyk op hulle wat nie altyd en alles nog en meer, beter en beste wil nie. Ek is eerliker met myself in my purpose, in my calling, in my vocation, is om in hierdie heilige oomblik waarin ek is, in hierdie moment van my lewe, in hierdie seisoen, vir myself te vra, vandag, in my gesprekke, in my omgang met mense, is daar iets van God se refleksie in my stem, in my oë. Mense vra, wat is God se doel vir my lewe? God se doel vir my lewe en jou lewe is dit ons liefde sal reflekteer. En dit is geen cliché. The purpose of God is to find kindness and grace and peace and understanding in my werk, in my gesin. In die woorde van iemand wat dit baie mooi verwoord is, Thomas Merton, as hy sê, discovering vocation does not mean scrambling towards some prize just beyond my reach, but accepting the treasures of true self I already possesses. Vocation does not come from a voice out there calling me to be something I am not. It comes from a voice in here calling me to be the person I was born to be, to fulfill the original selfhood given me at birth by God. Find a purpose to serve, not a lifestyle to live. The purpose of life is a life of purpose. My kompas, my true north, vind ek in die woorde van Handelinge 20:24. As Paulus sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek maar net my lewenstaak kan voltooi, en die dienswerk wat ek van die Here Jesus ontvang het, kan klaarmaak, en dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Kan ek vir ons 'n gebed doen? In die stilte van ons oggenduur fokus ons onsself op hierdie oomblik, op hierdie dag, in die son wat opkom, die voëls wat sing, die wind in ons hare en die son op ons vel. Saam met die gelowiges van alle eeue en in alle tradisies buig ons hoofde, om te vra dat U deur U stem, deur U Gees, ons sal bemoedig om eerlik te wees in onsself, met onsself, om ons doel en ons roeping te vind in die skat van die hart, in ons passie, in ons drome en in ons wense. Ons bring ons onsekerheid, ons bring ons seer en ons twyfel, en ons kom sit dit op hierdie altaar van lig. En ons vra vir U verligting. As ons saam met Franciscus van Assisi bid, Here, maak my 'n instrument van U vrede. En waar daar haat is, laat my liefde bring. Waar daar wonde is, heling. Waar daar twyfel is, geloof. En waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek in plaas daarvan om vertroosting te soek, ander sal vertroos, om begrip te hê, eerder as om begryp te word, om liefde te gee, eerder as om bemind te word.
Want deur te gee, ontvang ons, en deur te vergewe, word ons vergewe. En deur te sterwe, word ons gebore tot 'n ewige lewe. Amen.